Goeiedag. Ek het 'n voorstel om te maak. Ek gaan jou die storie van Hosea en die Baal-prostituut Gomer vertel. Ek gaan jou die volle storie vertel met die gedagte dat dit beter verstaanbaar gaan wees as ons die boek Hosea lees. Die storie van Hosea en die Baal-prostituut Gomer wat Hosea al sy dae gegee het. Die profesieboek van Hosea is moeilik om reg te verstaan en dit is die rede hoekom ek eers die storie vertel voordat ons die boek Hosea lees. Luister mooi na die storie oor Hosea en Gomer. Lees dan Hosea om die profesie beter te verstaan. Gomer het my nogal baie laat kopkrap. Ek moet dit erken. Baie voorstelle word gemaak oor hoe ons die bevel van die Here aan Hosea daar in Hosea 1 vers 2 moet verstaan. Gaan trou met die prostituut wat buiteegtelike kinders het. Party meen dat sy 'n sogenaamde Baal-priesteres, oftewel 'n tempelprostituut in die Baal-tempel was. Ander weer sê dat sy eers na haar huwelik met Hosea losbandig geword het en in prostitusie verval het. En uiteindelik iemand anders is 'n byvrou, sy seksslaaf is, of geword het. 'n Derde verklaring lyk vir my aanneemlik, dat sy, soos dit mode onder die jong meisies in haar tyd was, haar maagdelikheid aan die god Baal geoffer het, om te verseker dat Baal aan haar vrugbaarheid sou skenk. Dit is gedoen deur voor haar huwelik 'n week in die Baal-tempel as 'n prostituut te gaan deurbring. Daarom is haar kinders hoerkinders, daar in die ou Afrikaanse vertaling, nie omdat hulle nie Hosea se was nie, maar omdat hulle ma reeds voor haar troue haar vertroue op Baal geplaas het, en al haar kinders dus eintlik Baal se was. Dit lyk asof sy later, toe haar kinders groot was, losbandig geword het en uiteindelik iemand andersin geword het, sodat Hosea haar moes gaan terugkoop daar in Hosea 3 vers 1 en 2. Kom ons kyk na Gomer se storie. Gomer wens sy kon soos haar ma wees. Haar ma het altyd met so 'n selfvoldane laggie gesê, hoe duidelik sien sy haar nie voor haar geestesoog nie, dat as sy haar lewe kon oor hê, sy presies dieselfde sou gekies het. Sy sou weer met haar pa getrou het. Sy sou presies dieselfde kinders wou hê. En dan het sy agteroor in haar leunstoel gaan sit en 'n groot sluk dikmelk gevat en geglimlag, asof sy die saligheid self beerwe het. Wel, miskien het sy, hoe sal sy weet? Al wat sy weet, is dat haar ma gelukkig was, en haar pa ook. Daar was liefde in die huis en warmte. Sy wens haar huis was ook so gewees. Sy wou dit so bitter graag hê. Daarom het sy haar maagdelikheid aan Baal geoffer, dat hy kon verseker dat sy baie en gesonde kinders vir haar man kon baar. Nou, Hosea was nie daarmee genee nie. Om die waarheid te sê, hy was hewig gekant daarteen dat sy na die tempel gaan. Hy het allerhande stories gehad van dat die Here vir hulle kinders sou gee en dat sy hom, die Here, moet vertrou vir haar vrugbaarheid en nie Baal nie. Maar sy dink nie dit was die eintlike rede nie. Hy was net jaloers, het sy gedink. Hy wou graag die een wees wat haar maagdelikheid wegneem. Maar hy het nie die moed gehad om dit reguit te sê nie. Toe skuil hy, Hosea, agter allerhande vroom praatjies, het sy gedink. En dan kyk ons na Baal, die god van vrugbaarheid. Hoe kon hy dit van haar verwag? Almal weet tog dat Baal die god is wat sorg vir vrugbaarheid in jou huis. Dit was vir haar maar 'n opoffering, aanvanklik in elk geval, om 'n week lank in die tempel te gaan sit, gedienstig aan elke man wat daar aankom, om sy offer te bring vir die vrugbaarheid van die landerye of sy vrou. Hoeveel mans het daardie week by haar geslaap? Sy kan nie eens dit meer onthou nie,
maar dit was baie gewees. 1 of 2 van hulle het daardie week elke dag gekom, gesê sy is wonderlik, dat sy hulle goed en sterk laat voel, dat sy hulle na 'n man laat voel. Ja, sy was nogal trots daarop dat die mans met haar tevrede was, want sy het geweet, as hulle gelukkig is Baal gelukkig, en sal hy vir haar baie kinders gee. Sy sou dit ook verkies het as Hosea die eerste en die enigste man was, by wie sy ooit geslaap het, soos haar pa die enigste man is wat haar ma ooit geken het. Maar in haar ma se tyd was dit anders. Toe was dit nog nie 'n moed, soos in haar tyd, dat jy eers jou offer aan Baal moet bring, voordat jy trou nie. As dit maar so was, dan het sy nie vandag gesit waar sy sit nie, dan het daar nie allerhande vreemde luste in haar wakker geword nie, dan sou sy nie geweet het watter opwinding vreemde vlees kan inhou nie, dan sou sy seker soos haar ma gewees het, 'n eenvoudige godsdienstige vrou en ma, ja, tevrede met haar man en haar huis. Dan sou sy seker gedink het, Hosea se liefkosings is wonderlik, dat hy 'n goeie minnaar is, en dan sou sy gelukkig gewees het. Maar helaas, die week in die Baal-tempel het haar naïwiteit oor die saak vergoed weggeneem. Daarna was Hosea alleen net nooit genoeg vir haar, nee, nooit nie. Nie dat hy nie sy bes gedoen het nie, nee, dit wil sy vir hom dadelik toegee, maar die opwinding van die vreemde, die onbekende, dit kon hy haar nooit gee nie, en sy het daarna bly hunker. Dit het 'n honger in haar geword wat al groter en groter geword het, soos die jare aangestap het. Sy kon later eenvoudig nie in die huis bly nie. Haar jeug was aan die verbygaan, en daarmee saam haar begeerlikheid vir die Baal-aanbidders. Hulle sou tog nie 'n ou afgeleefde vrou wou hê nie. Sy moes teruggaan tempel toe, terwyl haar lyf nog mooi en ferm was. Sy moes dit weer ervaar, dat die mans weer en weer terugkom na haar toe. Net vir 'n week. Net vir 1 week het sy haarself voorgeneem, net 1 week, dan sou sy terugkeer huis toe en vir Hosea die goeie vrou wees wat hy verdien het. Die hemel weet, hy verdien 'n goeie vrou. Hy is lief vir haar. Al is daar baie dinge wat sy gedoen het wat hom pla. Al glo sy nie met soveel oorgawe in die Here soos hy nie. Hy het lief gebly vir haar, selfs toe sy vir die week terug is tempel toe, en dit later 2 weke geword het. Hy het haarself daar kom haal, by haar kom soebat, om huis toe te gaan saam met hom. Wat kon sy doen? Sy het maar saamgegaan, omdat sy geweet het haar plig lê teenoor hom. Maar die tyd terug in die tempel het nie haar dors geles nie, inteendeel, die dors het eerder groter geword. Dit het soos 'n vuur in haar gebrand. Sy het daar belangrik gevoel. Sy het die geskenke wat die mans vir haar gebring het geniet, en die geld wat hulle dankbaar in haar hand gedruk het, in haar roksak toegeknoop. Toe sy dit na die week getel het, was dit meer as wat Hosea met 'n maand se gesoeg in sy bakkery verdien het. Ja, sy het probeer uithou by die huis, maar sy kon nie. Die tempel het haar geroep, dag vir dag, totdat sy later haar goed gevat en geloop het, tempel toe, waar sy belangrik was, waar sy geliefd was, waar sy geëer was. Daar het Hiram haar weer en weer kom opsoek. Het sy fluweelstem haar bedwelm, en het sy beloftes van 'n koninklike lewe haar uiteindelik weggelok na sy huis in die spogbuurt van Samaria. Ja, dit is nou 'n afdraande pad, nee, maar sy het haar met Hiram misreken. Hy is nie soos Hosea nie. Hy het haar nie lief nie, net haar lyf het hy lief, en die het hy besitlik en jaloers opgepas. Sy was 'n gevange in sy paleis, 'n seksobjek, nie 'n vrou nie. Toe sy uiteindelik ontsnap het, het sy nie geweet waarheen nie. Sy was te skaam om na Hosea terug te gaan. Hoe kon sy?
en sy was bang om terug te gaan na die tempel, want dit is die eerste plek waar Hiram na haar sou gaan soek het. Toe het sy maar op die straathoeke beginne staan, in die buurte waar 'n ryk man soos Hiram dit nie sou waag om te kom nie. Ja, dit was nie 'n maklike tyd vir haar nie. Party mans het haar seer gemaak en dan nie eers betaal nie. Net hoonend gelag en dan weer in die donkerte verdwyn. Toe Yuri sê sy moet vir hom werk, hy sal na haar kyk, het dit vir haar na 'n uitkoms gelyk, want sy was raad op. Yuri het gesorg dat sy veilig is, dat die mans haar nie te veel mishandel nie, dat sy darm 'n warm en 'n droë bed het om in te slaap en 'n bord kos om te eet, maar sy prys is hoog. Hy vat elke enkele oortjie wat die mans haar betaal by haar af en hy jaag haar gedurig terug strate toe. Hy, Yuri, is 'n regte slawedrywer gewees. Ja, sy verlang na Hosea, na sy rustige stem, sy warm glimlag, sy hartseer oë. Dierbare Hosea, hy is nie 'n ryk man nie, maar hy was regtig lief vir haar en het tog goed vir haar en die kinders gesorg. Wat het sy hom nie aangedoen nie? Wat het haar besiel om hom te los? En sy verlang na haar kinders en wonder wat van hulle geword het. Jezreel en Loragama is seker nou al uit die huis, getroud en als, né? Net klein Lohami is seker nog by Hosea. Hy help seker sy pa in die bakkery. Hy was altyd so 'n flikse kind, met wakker oogies wat onder sy donker krulle uitloer. As sy hom net een keer weer styf teen haar kon vasdruk. Maar dis vergoed verby. Sy het die brûe agter haar verbrand. Wie sal 'n slet soos sy terug wil hê? Wie? Miskien was Hosea al die tyd reg. Miskien moes hy nooit in die Baaltempel gekom het nie. Miskien moes hy eerder die Here vertrou het. Wat het Baal nou eintlik vir haar gedoen? Wat? Kyk net in watter elende sit sy nou. Sy hoor iemand by die deur. Dit sal seker Yuri wees wat wil weet hoekom sy nie uitkom nie. Sy kan hom al hoor soos hy skel. Toe, jou sleg ding. Die mans wag. Jou kamer en jou kos val nie uit die lug uit nie. Jy moet dit verdien. Moeisaam swaai sy haar voete van die bed af en trek haar rok oor haar kop. Sy kan nie glo dat haar lewe hier toe gekom het nie. As sy net haar lewe kon oor hê, as sy net weer oor kon begin, sou sy dinge anders gedoen het. Maar daar is genade. Toe die deur oop swaai, is dit nie Yuri wat daar staan nie, maar dit is Hosea. Hy het oud geword. Sy baard is grys en die hartseerkepe om sy oë is dieper in sy gesig ingeets as wat sy kan onthou. Maar dit is hy, haar man, met die sagte, liefdevolle oë. Shalom, Gomer, sê hy huiwerig. 'n skewe glimlag om sy mond. Vrede vir jou, Gomer. Sy lip bewe effens, soos altyd as sy baie gespanne is. Sy slaan haar oë neer en vat selfbewus die oop hals van haar rok toe. En vir jou, groet sy werktuiglik terug, te verbuister om aan enige iets te dink. Moet sy hom innooi, of wat moet sy doen? Uiteindelik bly sy net so op die bed sit, kop onderste bo, te skaam om hom in die oë te kyk. Lang staan hy net so voor haar en hy sê niks, totdat sy opkyk, in sy oë inkyk, en die trane daarin sien blink. Ek het jou kom haal, Gomer, ek het jou kom haal. Dit is die mooiste woorde wat sy ooit in haar hele lewe gehoor het, en die hartseerste, want dis onmoontlik, Yuri sal haar nooit laat gaan nie. Daarvoor bring sy te veel geld in. Treurig skud Gomer haar kop. Dit kan nie. Toe sy die teleurstelling in sy oë sien, breek dit haar hart.
Haar vingers bewe toe sy die hare wegtrek, sodat hy die gat in haar oorskulp kan sien, waar Yuri dit met 'n els deurboor het. Ek het my aan Yuri verkoop, voeg sy onnodig by. Sy sien die pyn in Hosea se oë en weet dat haar laaste hoop weg is. Maar dan skud hy sy kop. Gomer, ek het nie genoeg geld om jou los te koop nie, maar ek het heel wat vars in my bakkery. Ek sal met Yuri gaan onderhandel. Hy aarzel voordat hy byvoeg. As jy dit wil hê, sal ek met hom gaan onderhandel. Gomer probeer om te antwoord. Ja, ek wil, ja, skreeu sy, maar die knop in haar keel is te groot en sy kan nie een woord uitkry nie, sien ons in Hosea 1-3. Dis maklik om na Gomer te kyk en te sê, so en so moet jy nie maak nie. Ek wil my nie graag op 'n glibberige pad begewe nie. Dit maak 'n mens net depressief. Buitendien is dit redelik sinloos om met 'n klomp moets en moenies te leef. Paulus sê dat die danige mensgemaakte reëls nie juis help om die sondige drifte te bedeel nie, hoor ons daar in Kolossense 2:20-23. Maar daar is egter goeie raad uit die Bybel wat 'n mens vir iemand soos Gomer sou kon gee. Die wet van God. Die wet, skryf Jakobus in Jakobus 1:25 en 2:12, maak jou vry. Natuurlik lê God se wet in jou bande, maar juis daardeur bewaar dit jou van al die slaggate waarin die duiwel en ons sondige geneigtheid ons kan laat beland. Om na Gomer terug te keer, as hy haar laat bind het deur die tweede gebod, jy mag naas my geen ander gode hê nie, sou sy nie eens van die groener weiveld anderkant die draad geweet het nie. Die 7de gebod, jy mag nie egbreek pleeg nie, sou haar natuurlik ook kon help. As sy haar deur hierdie gebod laat bind het, sou sy nie weer na die tempel teruggegaan het nie en al die elende gespaar gebly het. Gomer se probleem het begin waar sy haar laat meesleep het deur 'n sondige praktyk wat in haar tyd aanvaarbaar geword het. Die Baal vrugbaarheidsrites wat voornemende bruide gevolg het. In ons eie dag lyk hierdie rites vir ons belangrik, maar daar is ander gebruike in ons samelewing wat ons oumas en ons oupas die stype sou gee, maar wat vandag algemeen aanvaarbaar geword het, soos jong mense wat seksueel aktief raak, lank voor hulle die skoolbanke verlaat, op 10 tot 12-jarige ouderdom, of ewe rustig saamwoon, al is hulle nie getroud nie. Laat bind jy jou deur God se wet. Is dit nie 'n versoeking nie, en spring jy baie teleurstellings en hartseer en skuldgevoelens vry. En 'n laaste opmerking, die verhaal van Gomer is nie in die Bybel opgeteken om vir ons iets van haar skandes te laat verstaan nie. Dit staan daar om ons iets van onsself te laat verstaan, van jouself, jy, jou man en jou kinders, dat ons ongehoorsaamheid en ontrou en onsedelikheid teenoor God 'n gruwel in sy oë is. Dat ons, ten spyte van sy ongelooflike geduld en liefde met en vir ons, soos Gomer maak en God se liefde onder hulle voete vertrap, as ons hom nie vertrou nie, of agter ons eie plesiere aanjaag. En in die verhaal sien ons 'n God wat nooit ophou om sy volk lief te hê nie, 'n God wat altyd weer probeer om sy mense terug te wen. Dit gee ons natuurlik nie 'n verskoning om in sonde te bly leef nie, nee, maar as ek en jy op 'n dag met 'n skok ontdek dat ons ver te kort skiet aan dit wat God verwag, is dit 'n wonderlike troos. God se liefde vir ons is baie groter as wat ons ooit kan vermoed of kan verstaan. Dit is die evangelie van Jesus Christus.
Ek vertrou dat ons Hosea 'n bietjie beter gaan verstaan as ons hom nou gaan lees. Ja, mag die Here dit aan ons openbaar. Hierdie was 'n storie van Gomer en Hosea. Lees dit, hoor dit, voel dit, ervaar dit, glo dit. Maak dit in jou hart vas. Laat die Heilige Gees toe, gee hom die reg om daai verkeerde, onbewerkte akker wat nog in jou hart lê, om te ploeg en te eg en nuwe saad daarin te saai, sodat ons nie in die gat van Gomer val nie, maar dat ons hoor wat Hosea sê en sy riglyne volg, soos dit God behaag. Seën, vrede en genade vir jou, jy geliefde kind van God. Dit kom van God onsse Vader, wat jou elke dag roep. Dit kom van Jesus Christus, wat vir jou aan die kruis gesterwe het. En dit kom van die Heilige Gees, wat Hosea in jou hart wil vasanker tot 'n beter lewe. Amen.